Goeiemôre, baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op die splinternuwe dag. Splinternuwe kanse, splinternuwe geleenthede, splinternuwe maand. Die eerste van die nuwe maand is soos 'n nuwe dag wat oopbreek, 'n nuwe maand wat oopbreek saam met hierdie dag, die 1 Julie 2026. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad, ek hoop jy het lekker geslaap. My verkoue is nog steeds daar. Ek het ten minste vir laasnag 'n heerlike nagrus gehad, so ek hoop jy het net so lekker soos ek geslaap. Ek vanoggend opstaan, dis dit bewolk buite, koel, is winter. Gister was so 'n pragtige somersdag soos jy graag wou hê, behalwe natuurlik met die koue, wat was nog steeds winterskoue, maar dit was pragtig oopgetrek. Ek kon gistermiddag 'n klompie jobbies doen wat ek nog moes doen rondom die huis, so dit was vir my fantasties. Hoewel vanoggend is ons back to winter. Lekker toegetrek vanoggend, lekker koue dag, maar ek dink dit gaan 'n heerlike dag vir my en jou wees, op hierdie woensdagoggend, splinternuwe maand, soos ek sê, splinternuwe kanse, splinternuwe geleenthede. Ons vra vir die Heilige Gees dat hulle vandag vir ons so 'n spesiale reminder gaan gee, as daar kanse en geleenthede oor ons pad kom, om dit nie te laat glip nie, om dit gebruik te maak daarvan. Ek wil graag vanoggend aangaan met 'n vers van aanmoediging, hoe sê hulle, aanmoediging, bemoediging, uithou, aanhou, glo en vertrou. Een van daai verse, ek dink almal in ons lewens het baie daar in ons lewens verse van bemoediging nodig, wat ons aanmoedig om aan te hou, om te kyk na die eindstryd en nie ons oë af te haal van wat rondom ons aangaan nie. Dis mos hoekom hulle in die ou mense die esels en die donkies en die perde oogflappe aangesit het, om hulle te fokus op wat er voor hulle aangaan en nie langs die kant nie. So, ek dink die teksvers moet ons vanoggend help om vir ons te fokus op die eindpunt, vir ons te fokus en sê, die Here is daar, hy weet van jou, hy loop die pad saam met jou, hy loop nie alleen nie, jy hoef nie bang te wees dat jy ooit, soos Jesus, toe hy die kruispad gestap het, alleen sal raak nie. Nee, jy sal definitief nie alleen raak, die Heilige Gees is binne in jou, hy's deel van jou. Jy kan maar praat, hy luister. So die versie wat ons vanoggend gaan saam lees, kom ons maak ons Bybel oop, die van julle wat julle Bybels saamgebring het, is meer as welkom. Ons maak weer 'n draai vanoggend in Romeine 15, ons lees daar vanaf vers 1, 'n kort stukkie wat ons gaan lees tot en met vers 6, Romeine 15 vanaf vers 1 tot 6. Ek hoop jy het 'n koppie koffie saamgebring vanoggend. Dis nog lekker koel vanoggend, so 'n koppie koffie maak jou net so 'n bietjie warm van binne. Romeine 15 vanaf vers 1, kort stukkie vanaf vers 1 tot en met vers 6. Hy begin te sê die voorbeeld van Christus. Op ons, die vers 4 moet ek vir jou sê, is ons teksvers, is vers 4. Dis die belangrikste gedeelte, ek gaan hom vir jou weer lees. Die versie is so, die stukkie is in elk geval so kort, ek gaan hom stadig lees, laat ons hom lekker inneem op die oggend, want dis ons boodskap, my boodskap, jou boodskap vir die dag, op die woensdagoggend, die 1 Julie 2026. Op ons, wat sterk is die geloof, rus die verpligting om die swakheid te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink, en aan wat vir hom goed is, en wat hom in geloof kan opbou. Miskien moet ek sê hom of haar in geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel, dis wat net hom soos daar geskrywe staan, dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging van die skrif, wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Ek moet hierdie versie vir jou oorlees vanoggend. Hierdie teksversie is die versie wat vir jou sê, hou aan, hou vol moed, bly vol moed. Die goeie woord sê dit vir jou vanoggend, alles
wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Daar is jou thema vir die oggend. Die skrif sê vir jou, die skrif moedig jou aan en hy sê vir jou, bly vol hoop, jong man, bly vol hoop, vrou, bly vol hoop, meneer, het maak nie saak wat jy is nie, wie jy is nie. Die skrif sê vanoggend vir jou, hy bemoedig jou in hierdie stukkie en hy sê, jy moet vol hoop bly. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee dat julle eensgesind onder almal sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan moet julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Ek dink die stukkie is so pragtig, maar ek dink die stukkie sê ook vir ons net meer as dit. Hy sê ook net meer as dit, dat hy vir ons volmoed verhou. Hy sê ook vir ons, ons moet baie meer aandag gee aan die persoon wat langs ons stap. Die liefdesbaadjie wat ons elke oggend van praat, ons moet baie meer moeite doen met die wat langs ons is, ons medemens. Want dis wat Christus graag wil hê, behalwe dat hy in hierdie stukkie vir jou bemoedig en hoop inspreek of aanspreek, en hy bemoedig jou met hierdie stukkie, sê hy vir jou, lewe en kyk in die persoon langs aan jou. Ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligtinge om die swakheid te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat vir hom in geloof kan opbou. Of elkeen van ons moet aan ons naaste dink aan wat vir haar goed is en wat vir haar in die geloof kan opbou. Is dit nie 'n pragtige stukkie vir die vanoggend weer eens nie, soos ons elke oggend bid vir die liefde nie, is om dit uit te lewe teenoor almal rondom ons. So met ander woorde, hierdie stukkie vrou ook, gee aandag aan jou medemens, doen wat vir hom goed is, nie wat noodwendig vir jou goed is. Dit is baie keer maklik om te doen wat vir my en jou goed is, maar as ons moet vir ons doen wat vir ons medemens goed is, en kom ons wees eerlik, ons is nie altyd lief vir ons medemens nie altyd nie. En daar vra ons die Heilige Gees om ons te help, om daai gevoel net reg te maak, want dis wat ons liewe Vader graag sou wil hê, ons moet doen, is wees goed vir jou medemens. En hy vra vanoggend vir jou, wees vol hoop, daar is baie tyd, en hy vra vir jou, wees gefokus op jou pad vorentoe, wees gefokus op jou liewe Vader, en gee om vir almal rondom jou. En dis mos dan jou medemens, gee om vir almal rondom jou op hierdie dag, soos ek sê, 'n splinternuwe maand, 'n nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede. Kom ons gryp dit aan en ons vra vir die Heilige Gees om ons te help om dit aan te gryp op hierdie pragtige woensdagoggend. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie vir 'n splinternuwe maand, splinternuwe dag, splinternuwe kans, splinternuwe geleenthede, Here. Ons laat dit baie keer net so maklik deur ons hande glip, so sand wat deur ons vingers loop, laat ons dit deur ons hande glip, en voor ons vir ons kom kry, dan sit ons by Desember maand, dan het ons nie werk gemaak daarmee nie. Here, help asseblief op hierdie pragtige oggend, op hierdie wintersoggend, help ons deur die Heilige Gees, dat waar ons en hoe ons beweeg, dat U ons nommer 1 visie is, dat ons oë op U hou, en die belangrikste is, Here, dat ons doen wat U graag wil hê ons moet doen. Want wat U graag wil hê ons moet doen, is nie altyd vir ons gemaklik nie, Here. Dit is baie keer ongemaklik vir ons. Maar dat ons oë op daarop sal hou en doen wat vir U goed is, en nie noodwendig vir ons nie. Vergeef asseblief ons vermenigvuldige sondes, Here, wat ons elke dag pleeg. Vergeef dit, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Help ons asseblief op hierdie woensdagoggend, om die baadjie van liefde aan te trek, Here, en dan as ons netjies aangetrek is met daai baadjie van liefde, dat ons uitbeweeg hierso, uit hierdie stilte tyd uit, dat ons dit sal uitlewe teenoor almal rondom ons.
Here, U wil graag hê ons moet dit geniet. Ons moet ons lewe geniet, dit moet goed gaan met ons. Dankie daarvoor. Dankie dat U lief is vir my. Dankie dat ons kan stil raak elke oggend in die woord en Here, soos klokslag as ons kom sit, het U vir ons 'n boodskap. Soos U 'n wiele onder ons voete sit om ons net die dag deur te dra as ons onsself nie kan dra nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U lief is vir my. Help ons in hierdie dag om al hoe meer en meer te lewe en te doen soos wat U wil hê ons moet doen. Here, ek wil spesiaal vir Johan in gebed opdra vanoggend weer eens. Johan lê nog steeds in die hospitaal. Hy gaan vir 'n week of 2 vertoef. Wil jy asseblief help dat dit sal goed gaan met sy voet? Plaas U hand van genesing op daai voet van hom. Want as alles goed gaan, Here, dan kan hulle in plaas van om die been af te sit, net weer 'n skin graft doen en op die voet sit. En as weet, Here, U raak aan en waar U aanraak is daar genesing. Ons spreek genesing op Johan se voet uit, Here. Ons dra hom 'n gebed op. Ons dink aan Johan vanoggend. Ek het gister met sy dogter gepraat. Dit gaan onder omstandighede baie beter as wat dit in 'n lang tyd gegaan het met Johan. Dankie daarvoor, Here. Here, ons reik ons arms uit in die lug in. Ons kyk op na U en ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewensvoertuig en ons geestesvoertuig en bestuur ons asseblief in die res van die jaar wat voor lê. Want op U vertrou ons. Met U in beheer het ons niks om te vrees nie. Dankie, Here, dat U vanoggend op hierdie Woensdagoggend in beheer is en nog steeds in beheer bly. Dankie daarvoor. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien die Here, maar enkel alleen uit U groot en almagtige genade alleen. Amen.